In die nuus vanaand, die valke in Mpumalanga slaan toe op 23 verdagtes in verband met bedrog van meer as R100 miljoen by die provinsiale onderwysdepartement. Kleinskaalse vissers vra vir verhoogde visvangkwotas en permitte. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuusbulletin. En ons begin met 'n ontwikkelende storie. 'n Man is by president Donald Trump se woning in Mar-a-Lago in Palm Beach doodgeskiet nadat hy in die huis se veiligheidsgebied opgemerk is met 'n geweer en 'n brandstofkan. En nou terug na plaaslike nuus. Verdagtes wat landwyd vasgetrek is in verband met tenderbedrog van R113 miljoen by die departement van onderwys in Mpumalanga sal na verwagting môre in die Landdroshof in Mbombela verskyn. Teen vanoggend het die valke in Mpumalanga reeds 23 van 41 verdagtes in hegtenis geneem wat betrek word by korrupte tenders vir noodherstelwerk by 21 skole in die provinsie in die 2019-2020 boekjaar. Verdagtes sluit regeringsamptenare, diensverskaffers en maatskappydirekteure in Mpumalanga, Gauteng, die Wes-Kaap en Limpopo in. Die valke se operasie in Mpumalanga het vroeg vanoggend by die huis van 'n pastoor in Barberton begin. Hy was egter nie tuis nie en is toe telefonies aangeraai om homself by die naaste polisiestasie aan te meld. Nog verdagtes is in die Wes-Kaap, Gauteng en Limpopo in hegtenis geneem. 'n Verdagte wat in die Wes-Kaap vasgetrek is reeds na Mpumalanga onderweg, waar hy saam met die ander môre in die hof sal verskyn. Tenders that were approved, the prices at least, were highly inflated and the service providers were handpicked. So the supply chain processes were not followed as well. So these contractors then worked with these officials. There were 17 service providers which have been identified and who will be arrested and will appear in court with the 10 officials. At this stage, we can just say that the acting HOD at that time, the chief directors for implementation, the director for planning and the acting CFO in the Department of Education are suspects in this matter and some of them have been arrested already. Die verdagte staar verskeie aanklagte in die gesig. The charges that they will appear in court for is theft, fraud, money laundering, and then also in terms of Section 34 of PRECA as well as the PFMA Act. Volgens die valke verwag hulle om nog mense vandag vas te trek. Die gemeenskap van Kimberley bly bid vir die 5 mynwerkers wat in 'n skag by die Ikapa myn in Kimberley in die Noord-Kaap vasgekeer is. Die 5 mans is verlede Dinsdag deur 'n modderstorting 900 meter ondergronds oorval. Pogings om hulle te vind duur voort. Met die hoop wat vinnig vervaag om die mans lewend te vind, bid die gemeenskap van Kimberley vir goddelike ingryping. In hierdie tyd sê ons vir almal, kom ons staan by mekaar. Ek dink dit is belangrik dat al die kerke in Kimberley ook vandag in gebed, en ek dink oor die laaste paar dae het ons dit ook gesien, dat almal in gebed by mekaar kom en sê, kykie, daar's net een God wat hierdie ding kan ek sê, wat hierdie ding kan oopmaak, hoe kan ek sê, the God of the impossible. En ek dink dit vir my is regtig die kan ek sê die gebed op ons hart. Reddingsspanne gaan voort om water uit die meer as 800 meter diep skag te pomp, waarin die mans vasgekeer is. Maar weens die tydverloop en geen tekens van lewe nie, is hulle vermoedelik dood. Soos tyd aangegaan het en ons gesien het wat gaan aan op sosiale media, sien ons dat dit regtig baie erg is. En so, ons het gevoel as 'n kerk wil ons bid saam met die families, met almal wat betrokke is in hierdie geval, en dat daar nog hoop is vir hulle. Okay, Crossover City Church is deel van die breër Kimberley gemeenskap. En ek dink die feit dat ons deel is van die gemeenskap, voel ons die pyn van die gemeenskap op hierdie stadium. Op hierdie stadium moet ek sê, solank daar 'n bietjie hoop is dat hulle nie dood gekry is nie, hou ons vas dat hulle dalk lewend gekry sal word. Intussen sê die vervreemde vrou van een van die vasgekeerde mans, Johannes Kutsie, dat sy en haar kinders eers in kennis gestel is nadat hy reeds vir meer as 2 dae vasgekeer was. Dit is iets wat 'n mens glad nie verwag het nie. En dan ook in ons geval my 3 kindertjies wat nou sonder 'n pa gelaat is, veral toe ek gisterond die nuus aan die 2 dogtertjies moes breek. Dit het vir hulle geruk. So dit is rarig 'n baie hartseer situasie.
Inwoners, kerke en selfs politieke partye bid steeds by die myn vir die 5 mans. Na raming kan dit nog dae duur voordat die mynwerkers gevind word. Ulrich Hendricks, SAK nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Die seun van die ontslape Zimbabwese president Robert Mugabe en nog 'n verdagte sal na verwagting môre in die Alexandra Landdroshof verskyn op aanklagte van poging tot moord. Bellarmine Chatunga Mugabe en nog 'n verdagte is in hegtenis geneem nadat 'n toenier by Mugabe se Hyde Park huis in Johannesburg verlede week in 'n skietvoorval gewond is. Die toenier het 2 skietwonde opgedoen en is in 'n kritieke toestand in die hospitaal. Mugabe en die verdagte is in aanhouding. Die 29-jarige Bellarmine Mugabe en die 23-jarige tuinier het glo 'n werkverwante rusie gehad. 'n Soektog met snuffelhonde na die vuurwapen wat gebruik is, het niks opgelewer nie. Polisieduikers het ook die swembad deursoek. Die moontlikheid dat 'n derde verdagte by was ten tye van die voorval word nie uitgesluit nie. Dwarsboming van die gereg kan by die klagstaat gevoeg word indien daar met die misdaad toneel gepeuter is. Die polisie in KwaZulu-Natal ondersoek 'n saak van moord en 2 van poging tot moord nadat 'n taksameroeper van die ANC in die eThekwini-streek vermoor is. Simiso Dlamini en 2 gemeenskapsleiers is in Magababa in die suide van Durban deur gewapende mans aangeval. I knew the commitment he had to the ANC, hence even on the day of his departure, he was coming from the program of the ANC. That's how he was committed to the organization and the alliance itself. Die soeklig is weer op visvangkwotas en permitte te midde van appelaansoeke wat op 5 Maart sluit. Meer hieroor net hierna. Ons gaan voort. Kleinskaalse vissers van Houtbaai in Kaapstad het 'n beroep op die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing gedoen om hulle visvangkwotas en permitte te verhoog. Dit volg op 'n aankondiging deur die departement dat alle appelaansoeke van die kleinskaalse visserysektor voor 5 Maart gefinaliseer moet word. Die huidige toewysings verval die einde van die maand. Die departement sê vanweë die groot getal appelaansoeke wat ontvang is die besluit geneem dat dit op 5 Maart afgehandel moet wees. Die vissersgemeenskap by Houtbaai sê hul lewensbestaan en voedselsekuriteit hang af van visvangaktiwiteite. Die lae kwota regulasies het 'n beduidende impak op die volhoubaarheid van hul bedrywighede. Van my kant af wil ek maar die minister moet in dit kyk, omdat die minister vir ons gesê het hy wil saam met ons as vissergemeenskappe werk. En soos ek geluister het by hom gister in die vergadering is dat hy wil saam met ons werk. So as hy net ons rykspoors kan teruggee wat aan ons behoort. Verhoogde visvangkwotas en permitte vir die gemeenskap kan die plaaslike ekonomie en die skep van werksgeleenthede bevorder. As effek vir ons baie groot, want nou op die oomblik kan ons kan nie see toe gaan nie. Ons kan nie gaan visvang nie. En dit effek op ons livelihood. As raak ons huishouding. Ons kan nie meer ons vis op die tafel gaan sit nie. Van ons het die lisenses om vis te gaan vang. So ons effek vir ons baie, soos ek sê, die departement is besig om ons dood te maak. As ons regte wegvat van ons af. Wat hy klaar vir ons gegee het en hy vat dit weg, beteken dat die departement het geen oog oor vir ons as gemeenskappe langs die kuslyn nie. Hulle vat die LT-lisens weg van die vissermanne af. Nou die vissermanne sit sonder LT-lisens. Die vissermanne moet nog gaan na small scale toe om vir hulle 'n lisens te kry. En minister moet kyk na hulle ook, want daar's baie mense wat skeiere het, wat niks kan doen nie, wat 'n LT-lisens het, hulle vat die LT-lisens weg van die mense af, en nou moet die mense lisens kry, wat in die small scale is. En minister moet kyk na die mense ook, wat se skeiere nou net gaan staan en vrot, waar die skeiere kan gewerk het, waar die skeiere kan meer werk gee vir die vissermanne wat by die huis is, wat wag vir werk. Die Departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing sê dat hulle 'n opgedateerde verklaring sal uitreik sodra die appelproses voltooi is. Tientallen inwoners van Bultfontein in die Vrystaat het hande gevat om hulle strate self skoon te maak. Die inwoners sê dit sal die gevoel van waardigheid en trots onder die gemeenskap herstel. Die organiseerder sê die inisiatief het ook ten doel om die dorp te beveilig teen slange en rotte wat weens die gebrek aan vullisverwydering en verwaarlosing 'n pes geword het. Skenkings van boere en gemeenskapslede het die skoonmaakprojek moontlik gemaak.
Gemeenskapslede is op 'n missie om die toestand van hulle dorp te verbeter deur slaggate reg te maak, bossies en onkruid te verwyder en selfs bome af te sny. Die veldtog is afhanklik van skenkings om onder meer gespesialiseerde arbeiders wat paaie kan herstel in diens te neem. Swaar masjinerie soos padskrapers, trekkers en laaigrawe is ook ingespan. Werklose inwoners het die program verwelkom. Hy sê hy is vir baie lank werkloos. Hy kry loswerkies, maar dit is net vir 2 tot 3 dae. Hulle is baie bly vir die geleentheid, aangesien hulle nou kos op die tafel kan sit. Ons as 'n gemeenskap staan as een. Ons is trots op ons dorp en ons wil sien dat hy na gekyk word. Een van die organiseerders sê meer as 20 mense is vir die dag aangestel om algemene werk te doen. Ons het 'n klomp ekstra werkers ingehuur om te kom help vir die dag wat werkloos is, ook om vir werkskepping. Ons gee vir hulle ook 'n klein bedrag en kos vir die dag. So ja, ons is baie bly dat ons hierdie inisiatief kan deurvoer in Bultfontein en ons is so dankbaar teenoor die gemeenskap. Hier is meer as 100 mense. Die provinsiale departement van paaie en vervoer het ook aangebied om hand by te sit. Hulle het ons kom assisteer met padborde om vandag veilig te hou en hulle het ook vir ons assisteer met ekstra asfalt wat hulle geskenk het. So ons is baie dankbaar teenoor hulle en ons het 'n baie goeie verhouding met die paaie van provinsie in die Vrystaat. Die projek wat in Pahameng afgeskop het, gaan moontlik na ander wyke in die dorp uitgebrei word. Die stigter van Team Free Sanitary Pads, Nokuzulu Ndwandwe, het 'n beroep op die regering gedoen om sanitêre gesondheid in die land aan te spreek sonder politieke inmenging. Dit volg nadat navorser deur die Universiteit van die Vrystaat bevind het dat sanitêre doekies minstens 2 endokrine ontwrigtende chemikalieë bevat. Die chemikalieë kan glo hormone beïnvloed en langtermyn gesondheidsrisiko's vir gebruikers inhou. Navorsers sê die bevindings lê beduidende leemtes in Suid-Afrika se chemiese reguleringsraamwerk bloot. Daar word gevra vir strenger toesig en verbeterde verbruikersbeskerming. We need government to lead the charge. We need government to go over and above the politics or the whatever hidden agendas there are behind the scenes to actually come forward and see this as a women's rights issue and see this as a health issue and actually frame menstrual health as a health issue over and above as just product distribution. Alhoewel die chemikalieë in lae konsentrasies opgespoor is, waarsku navorsers dat langtermyn blootstelling tot ernstige gesondheidskwessies kan lei. Problem is many of them look similar to hormones. That means when they are getting inside your body, your body starts to get confused. It blocks the normal hormones and it might lead to several different disorders, including things like infertility, endometriosis. That's what studies have found. Even cancer in some cases. Die navorsing het ook bevind dat die hormoonontwrigtende chemikalieë nie tot sanitêre doekies beperk is nie. You're not just talking sanitary pads, you're talking baby nappies as well. Wow, yeah. And that's even more because a baby uses a nappy every day. Die navorsing het 'n debat ontketen en die universiteit sê hulle ondersoek tans maniere om veilige sanitêre doekies te ontwikkel. Die 22ste Autonika rolstoeluitdaging het weer eens die strate van George in die Weskaap omskep in 'n viering van moed en gemeenskaplikheid met 'n tikkie mededingende gees. Die geleentheid bly Suid-Afrika se eerste en enigste wedstryd vir mense met gestremthede en dit groei elke jaar. Atlete in renstoele, handfietsse, aangepaste fietsse, basketbalstoele en alledaagse rolstoele het by die wegspring aangetree. Hulle het alles aangepak, van die veeleisende 42 km marathon tot die gewilde 5 km pretwedren. Vir baie was die marathon 'n reuse persoonlike oorwinning. Honestly, the race was so awesome. Yeah, and a bit of difficult indeed. 42 is a long journey. So it was also a learning curve for me.
to take part in 42 just like that without, let's say, without any training that much. Vir sommige het dit gegaan oor die toets van nuwe grense. Ons kry nie baie geleenthede as differently abled atlete of mense wat enigsins in races kan deelneem nie. So asseblief enigiemand wat disabled is, wat wil deel raak, asseblief kom, dit is flippend lekker. Ek sal soos enigiemand aanmoedig, asseblief. Meer as 70 atlete het aan die hoofitems deelgeneem en meer as 400 het die pretwedren geniet. Hele tyd gedurende die wedren was dit net een groot vreugde om te sien hoe ons partners van oral, van Namibië, van Botswana en van Zimbabwe hande vat met ons plaaslike deelnemers en regtig saamwerk met al die diensverskaffers en die vrywilligers om hierdie dag so 'n besondere dag te maak. 'n Wedren wat wys dat doelgerigte vasberadenheid geen perke het nie. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Weskaap. En ten slotte vanaand, 'n Meksikaanse kunstenaar het duisende wapens waarop die regering beslag gelê het in 'n versameling vernuftige musiekinstrumente omskep. Pedro Reyes beskou sy werk as 'n teenreaksie op wêreldwye burgeroorloë. Sy orkes bestaan uit elektriese gitare gemaak van revolvers, tromstelle van pistole, fluite van haalgewere en 'n mondfluitjie wat uit 'n handwapen gekerf is. 'n Eienaardige installasie bestaande uit pistole, revolvers en masjiengewere wat omskep is in unieke musiekinstrumente. Begroet 'n mens wanneer jy by een van Reyes se uitstallings instap. Daarna volg die meesleurende klanke van 'n viool wat uit 'n haalgeweer geskep is. Reyes het die Disarm-projek in 2012 begin met 7000 wapens wat in die noorde van Mexiko tydens 'n toename in dwelmverwante geweld deur die regering gekonfiskeer is. Die wapens is eers deur tanks vergruis om hulle nutteloos te maak. Daarna het die vindingryke kunstenaar met die hulp van ambagsmanne en metaalwerkers die wapens in musiekinstrumente omskep. Die instrumente is sedertdien in uitstallings in 15 stede op 5 vastelande vertoon. Reyes beskou sy projekte as katalisators vir gemeenskaplike en sielkundige transformasie. Hy beskryf dit as 'n vorm van sosiale beeldhouwerk wat daarop gemik is om openbare dialoog oor veral onwettige wapenhandel te bevorder. Bob Marley sing in een van sy treffers: "Wanneer musiek jou tref, voel jy geen pyn nie." En wanneer 'n mens een van Pedro Reyes se uitstallings bywoon, kry die lirieke skielik nuwe betekenis. Dis dan al vanaf die Afrikaanse redaksie vanaand. Tot môre aand en sterkte met die week wat vir jou voorlê. Totsiens.